Goeiedag liewe vriende, baie welkom by Huisfiks. Ons het Sondag wat verby is 'n bietjie gepraat oor ons opdrag van die Here, ons roeping van die Here om die verskeidenheid te akkommodeer, om bietjie na ander mense se gawes te kyk met waardering en ons eie met ywer toe te pas. Ons gaan vandag 'n bietjie 'n goeie stukkie raad oor menswees in hierdie wêreld uit Spreuke uitkry. Spreuke hoofstuk 11 het 'n verskriklike mooi spreuke wat hy vir ons gee. Hierso in Spreuke hoofstuk 11 vers 17. Hy sê 'n man wat iets vir 'n ander oor het, baat self daarby. 'n hartlose mens word deur sy eie toedoen verstoot. Iemand wat iets vir 'n ander oor het, baat self daarby. Maar 'n ou wat harteloos is, hy verloor daarby. Hy kry niks daarby. Hy gaan selfs tot niet. Is dit nie 'n wonderlike ware ding wat hier so staan? Jy weet, ons is baie keer bang om onbaatsigtig op te tree teenoor mense. En ek praat nie net oor gee van iets vir iemand wat arm is. Ek praat ook onbaatsigtig wees in terme van geloofsaspekte. Om geloofswaarhede met mekaar te deel, of soms sommer net ook die minste te wees wanneer dit nodig is. Om ietsie te gee van myself bloot te stel. Hy sê iemand wat iets oor het vir ander mense. Met ander woorde, iemand wat hy tydjie maak en sê, weet jy wat, ek is nou eintlik vanaand lus nie, maar hier ergens in my kop weet ek, maar ek moet eintlik 'n draai by die ou gaan maak. Maar ek is nie lus nie. Hoor julle die ek is nie. Hy sê iemand wat iets het vir 'n ander mens, met ander woorde iets oor het, wat die self het nie so oorgevat, daar niks wees vir iemand anders nie. Die self het nou nog plekkie vir iemand anders. Daai ou baat op die ouens self daarbey. En weet julle vriende, ek kan getuig in my persoonlike lewe, dis juist baie keer wanneer ek vir myself gesê het, wie ek is nou nie vanaand lus hiervoor nie. Maar ek moet nou maar gaan. Gelukkig was dit baie keer omdat ek nou daar 'n ouderling het wat gesê, jong, ons moet na daai ou toe gaan, of iemand van my gebel en gesê, gaan na daai ou toe, en ek besef, jong, uit hierdie ene kan ek nie kom nie, dan gaan ek nou maar. En dan stap 'n mens daarin, en dan stap jy daar uit en sê, weet jy wat, ek is so bly, ek het gekom. Ek voel vervuld. Ek het vir hierdie ou deur die groot genade iets kon beteken, al was dit net om te sit en luister, en saam met hom 'n koppie koffie te drink. Hoeveel kere het dit nie met my in my persoonlike lewe gebeur, dat ek hier so voor 'n ou sit, en ek dink, ek beteken ook maar nie veel vanaand hierso nie, of vandag hierso nie, en dan, as ek groet, dat so 'n persoon na jou toe draai en sê, wie wat het dit vir my vanaand beteken? Jy en ek se teenwoordigheid, veral vriende, in die tyd wat ons net aandag aan ons selfone kan gee, het mense daai behoefte van iemand wat sy selfoon diep in sy sakke steek. Soms sommer net by die huis los en sê, wie wat, ek het vanaand vir jou kom kuier. Ek wil jou in die oë kyk. Ek wil altwee my ore vir jou gee. As hierdie selfoon lui, ignoreer ek om ek luister na jou, of ek het hom by die huis los, juist omdat ek op jou wil fokus. Hoe gaan dit met jou? Onbaatsigtig. Iemand wat iets verander oor het, in terme van tyd, as dit is wat die Here vir jou gee, in terme van ietsie wat jy vir iemand kan aandra, baat self daarby. Kom ons gaan kyk in hierdie week, wat is daar? Ek dink mens moet net sensitief wees. Ek dink dit begin daarby dat mens voor die Here kom staan en sê, Here, lê dit op my hart, is daar iemand is in hierdie week wat U wil gaan help. Ek is beskikbaar. Ek weet nie of ek die beste is nie, maar ek weet wel ek is beskikbaar. Ek het hierdie week 'n uur. En dan gaan jy. Kyk 'n bietjie of daar iemand is wat jy hierdie week kan gaan bedien met dit wat jy oor het. Vader, U gee vir ons 24 uur, en ons is so maklik om te sê ons het nie tyd nie. En dan sê die statistiek vir ons hoeveel ure per dag ons as mense gemiddeld op 'n selfoon deurbring. Here, mag ons daardie tyd liewer vir ons vriende gee, vir hulle wat in nood is gee, vir hulle wat net weer 'n gesig wil sien van iemand wat 'n koppie kaal tee kom drink. Help ons, Here. Amen. Vriende, kom ons gaan uit. Die Here het vir ons 'n taak daar buite. Totsiens.